Goeiemôre, geliefdes. Ja, ek is bewus daarvan dat gister se preek is nie opgeneem nie. Ons het probleme gehad met die wifi of met die internet, wat die kamera wou eenvoudig net nie konnekteer nie. En ek moes voortgaan met die preek, ek kon dit nie los en uitstel of afstel nie. So ek wil in 'n neutedop vanmôre maar net so vinnig vir julle sê waaroor die boodskap gegaan het, so 'n verkorte weergawe. Maar die Here gee vir my heel eerste, gee vir my Prediker 9, hier vanaf vers 11, waar daar gepraat word van die wysheid is baie keer kosbaarder of meer van waarde vir die een wat dit nie het, nie die een wat dit hoor, as die een wat die wysheid het. Ons is so baie keer, dit is hierdie wysheid wat ons deel met ander, en dit kom neer op getuienisse wat ons bring, wat die Here vir ons gedoen het en sovoorts, maar ons beoefen dit nie. Dit is amper daai ding wat sê, you talk the talk, but do you walk the talk, nee. En dan gaan die Here en hy vat my na Romeine 1 toe, en hy sê vir ons, hoe baie gelowiges, mense wat sê hulle is kinders van die Here, is eintlik besig met afgoderry. Praat hiervan, dat die Here verander ons. As ons wil voortgaan in ons ou weë, dan word ons eintlik maar soos diere. Hy praat hier van voëls en viervoetige diere, en die Here laat dit toe. Hy laat jou nou maar toe, dat jy, as jy so wil wees, om dit dan nou maar uit te leef. Praat hier van die man wat die natuurlike verkeer met die vrou laat staan het, om met mans te verkeer, vroue met vroue. Maar dit gaan ook nie net daaroor nie. Dit gaan hier oor ongeregtighede soos hoerery, boosheid, hebsug, geld, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, met ander woorde, onvergewensgesindheid, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en nie net dit wat dit doen nie, sê die woord, ook hulle wat dit toelaat, hulle wat dit maar vir diere verdra, want niks sê daaroor nie, asof dit niks is nie. Die Here sê, en dit is hoekom ons nou gaan, en ons het ewe skielik 'n liewe Jesus wat ons wil aanbid, en hy moet maar tevrede wees met ons, hy moet maar verstaan. Die Here sê, sonde bly sonde. Ek het vroeër dat ek sondes laat bedek, want een van die dinge van liefde is om iets te bedek, is om die kwaad te bedek, net soos wat 'n moeder haar kinders se foute probeer bedek. Dis een van die dinge, daarom het die Here stiere en bokke se bloed gevat, dat ons sondes bedek word uit liefde, maar uiteindelik het hy gekom en die prys betaal, sodat ons nie daarvoor hoef te betaal nie. Maar dit beteken nie ons kan voortgaan, dit beteken ons kan reset, beteken ons kan weer oorbegin. Daar is so mense daar buite, want dit het vir my spesifiek gegaan oor getuienisse. 'n Persoon wat kom getuig hoe die Here hom geseën het, hy het nie kos in sy kas nie, en ek laat dit toe. Die Here het gesê, ons moet pas op om sommer net getuienisse toe te laat. Ons moet eers 'n bietjie kyk. Ons moet eers 'n bietjie, veral as dit 'n persoon is wat jy nie ken nie. Hoe die Here vir hom, hy het geen kos in sy kaste nie, en hoe iemand vir daai persoon sommer net 'n paar rand, kom ons sê nou maar R200 in die hand gegee het, hoe wonderlik die Here was wat hy dit vir my gedoen. Maar in die week het ek hom gekry wat hy weer dronk rondgelê het in die straat. Dan vra ek hom, is dit wat jy gedoen het met die geld wat die Here jou gegee het? Dan sê hy, nee pastoor, daardie geld het ek mee kos gekoop, dis die ander geld wat ek in my sak gehad het, wat ek daarvoor gebruik het. Dan sê ek van Boeta, hoe verstaan jy hierdie ding? Hoe redeneer jy? Dink jy nou die Here het jou befonds, sodat jy jou slegte gewoonte, dat jy met jou sonde maar mag voortgaan? Of dink jy die Here het gesê, weet jy wat, ek seën jou dubbel, jy het R200 in jou sak om jou kos te koop, maar nou gee ek sommer vir jou R400. Die Here gaan nooit jou befonds, sodat jy jou sonde mee kan voortgaan nie. Die Here doen hierdie tipe van dinge, dat jy moet besef, hy is daar, en dat hy jou lief het, en dat hy vir jou graag wil deurkom, maar dit beteken nie, hy is tevrede met jou nie. Ou John beweer het eendag vir sy kinders, sit hulle so aan tafel, toe sê hy vir sy kinders, weet jy wat, niks wat julle doen, kan maak dat ek en julle ma julle minder lief het nie. En die kinders sit so lekker reg, die twee seuns, en dink nie, dis baie oulik, maar hy sê, maar dit beteken nie, ons is tevrede met dit wat julle doen nie. En dis dieselfde met die Here. Die Here is verdraagsaam. Die Here is geduldig, want hy wil nie een ou moet verlore gaan nie.
Daarom gebruik hy getuienisse. Party mense die getuienis, groot getuienisse van genesing of wat ook al nodig om hulle geloof te versterk. Maar die ware gelowige gebruik daai getuienis om sy lewe te verbeter, om die sonde te los. Ek sê in die week, of ek sê gister ook by die diens, die grootste getuienis wat enige persoon ooit kan gee, is om te sê, die Here Jesus het vir my aan die kruis gesterwe en dis vir my genoeg. Ek het niks meer as dit nodig nie, dis vir my genoeg. Al die ander goed is bonus, maar dit is vir my genoeg. Ek wil vir jou sê, die Here sê, hy sê baie uitdruklik, hy sê dit hier in 1 Tessalonisense 4, dat sonder heiligmaking sal jy, hy sê dit ook in Hebreërs 12, sonder heiligmaking sal ons God nie sien nie. Jy sien, ware geloof is om te bekeer. Wedergeboorte beteken ek laat staan nou die verlede, ek laat staan my sondes, ek laat staan alles. Ek besef, ek bely dis verkeerd, en as ek dit bely het, moet ek dit mos los. En heiligmaking is daardie pad wat jy stap om meer en meer soos Jesus te word, om meer en meer hierdie dinge te los. Ander mense kom getuig hoe hulle ander mense help. Nou, een van die dinge is hebse geld. Party ouens wil eintlik spog hoe ek goeie dinge met my geld doen, of wat ek ook al doen, maar ons doen dit om gesien te word, terwyl Matteus 6 uitdruklik sê, jou linkerhand moet nie eers weet wat jou regterhand doen nie, dis 'n saak tussen jou en God, jy doen dit uit liefde, nie om gesien te word nie. Daardie ou, wat 'n liefdadigheidsding doen, maar hy bly daar in die duister, niemand weet eers wie hy is nie, dit is die ou, wat dit werklik doen omdat hy 'n hart het, dit is die ou wat dit doen, omdat ek regtig omgee, nie om gesien te word nie, nie om punte te verdien nie. Die Here sê, in 1 Tessalonisense 4 oor heiligmaking, praat daaroor, gaan lees dit maar gerus. Want die Here het ons geroep, om ware getuienisse te wees, en daai ware getuienis is dat nie dit wat jy in die kerk doen, of wat jy in die kerk sê, of hoe oulik jy lyk in die kerk, of hoe oulik jy lyk tussen mense, wat sê, jy's 'n groot kind van die. Ek het gister gesê, oordeel is nie net om te sê, daai ou gaan dit nie maak nie, want ons weet nie, die Here die finale oordeel, maar ook wanneer ons sommer sê, daai ou gaan reguit hemel toe, want ons lyk baie keer so oulik daar buite, vir mense lyk ons so heilig, maar hoe maak jy by die huis? Sit jy met onvergifnis? Sit jy met kwaad? Hoe werk jy met jou vrou, met jou kinders, met jou medewerkers, hulle wat vir jou werk, of selfs jou baas? Hoe tree jy op? Want jy sien, dit is jou ware klere, en dit is wat God sien. God sien in jou hart in. Ek hoop u hierdie boodskap vind by iemand iets. Seën vir julle tot 'n volgende keer.